Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Welkom terug by Step Up. Ek is Chantal en ons praat oor rit. Ons het laasweek gepraat oor of sacrifices wat ons moet doen om in die belofte in te kom, en op baie keer verkeerd die verkeerd om word later reg om. My pa het altyd gesê, baie keer werk die Here verkeerd om reg om in ons oë, maar alles wat hy doen is reg. Ons het 2 weke terug het ons gepraat oor rit 3, en ek gaan gou terug na rit 3 toe, waar Naomi vir rit instruksie gee. Sy sê van my mens, pad jou, ek wil jy moet my seun van jou afkry, trek jou roukleed uit, want sy is in rou, haar man het gesterwe, ons ken die storie, trek jou roukleed uit, bad jou, salf jou, ons het daaroor gepraat 2 weke, en dan die 3de instruksie wat sy van gee is, sy sê van ek wil jy moet jou aantrek, maar as jy hierdie aantrek kyk, dan is dit nie 'n aantrek van trek jou net aan nie, dit is nie 'n aantrek van net 'n aantrek storie nie, sy sê van trek jou beste klere aan, trek aan dit wat, trek aan jou beste klere, as jy kyk na hoofstuk 3, dan gaan jy sien, het is, Naomi is besig in die geestesrelm om vir Rut reg te kry as 'n bruid. Dit is eintlik maar wat jy kan sien. Sy was in rou, sy huil, sy dit allemaal die goedjies. Sy werk, maar sy is hartseer, want sy het haar man verloor. Sy is 40 jaar oud, sy is jonk, sy, en het lyk miskien dat op die oog, vir wat moet ek my was? Maar jy moet jou bad, want daar's 'n nuwe ding aan die kom. Vir wat moet ek myself? Want ek moet my separate. My countenance moet change. Vir wat moet ek my aantrek? Ek trek my aan vir wat niet is. Baie keer, en ek het al baie oor radio's gesê, al baie oor die pre-meetings, die Here het wel gelei al, toe ek nog op TISA was. Baie keer moet jy jou net niet aantrek. Baie keer moet jy nuwe klere, en ek praat nie nou van, jy moet nou by 'n winkel gaan koop van 1 miljoen rand nie. Ek praat nie van dit, ek praat van, jy kan na 'n winkel toe gaan, wat die goedkoopste is, maar ek op 'n dag iets vertel van klere met hierbare. Klere dra nie vir ons nie, ons dra klere. Jy kan die goedkoopste hempie aan het, en jy kan die attention van die kamer kry. Want is nie die hemp wat ons maak nie, dis die salwing wat het maak. En dit kan jy klink klaar sien by Joseph. Sy broers vat sy kleed, hulle skeer sy kleed, en hulle dink, as sy kleed geskeer het, hy het ons om. Dan hierdie dromery van hom gaan toch nie werkie. Die kleed het net gerepresent wat binne in hom was. My hemp is nie wie ek is nie, my blouse is nie wie ek is nie, my skoene is nie wie ek is nie, my rok is nie wie ek is nie. It's a representation of the power and the glory or whatever God said I am. Dit is wat in die binnekant is, word buitekant in elk geval gereflect. So, mense wil met jou jaloers wees, maar jou rokkie koop hier so mee om die draai. You know what I mean? En nou wil mense sê, maar weet jy wat, baie keer kan mense wat die meeste geld verdien, die meest jaloerste wees op die wat die minste verdien. En weet jy wat, waar is die probleem? Die probleem lê by salwing. Jy kan,
ja, ons kan probeer hierdie ding wegpraat, maar dit gaan terugkom na die Here toe. Dit was die Here, dit is die Here, en dit gaan vir altyd die Here bly. So baie keer moet jy net tevrede wees met jou 3 vertrekkie huisie, of jou 5 vertrekkie huisie, en jou klein jaartjie, en is skoon, en is netjies, en is mooi, en is modern, en is die beste wat jy kan doen, as hierdie mense wat hier hoog bly, en hulle is ongelukkig, en ek sê nie dat almal is nie, dit is nie wat ek sê nie, maar wat ek sê is, baie keer dan kyk ons neer op mense wat minder het, maar baie keer is hy mense baie meer gelukkiger as wat julle is, wat ek is, wat jy is. So baie keer moet ons net 'n bietjie terug staan en sê, Here, wat mis ek in hierdie proses? Naomi sê vir dit, my dierbare, trek jou aan. En sy sê van, moenie vir jou enige klere aantrekkie, want as jy nou hier uitgaan, moet jy gaan na die dorsvloer toe. So gaan nou nog daar, ons gaan daar ook nog kom. So sy sê van, trek jou aan, because why? Ek wil hê, vanaand, is dit nie net oes, vanaand is dit 'n fees, en ek wil hê, jy moet jou beste aantrek, because jy is op 'n assignment van die Here, jy moet iewers gaan, jy gaan nie nou, jy gaan nie nou veld toe nie, jy gaan nou direk na Boas, na die dorsvloer toe, waar Boas gaan kom, nadat hy klaar, gaan ons sê partytjie gehou het, nadat hulle geëet het en gedrink het, en they actually celebrated the feast season that is coming to an end. So die oesseisoen, so hulle is bly, en die mense is happy mense, die mense kom uit armoede uit, hierdie mense kom uit 'n droogte uit, en finally kom hulle by 'n seisoen van oes. So jy kan imagine hoe hierdie mense voel. Ons kan dink dat man, die mense trek uit, hulle gesels, hulle is happy, hulle lag, hulle kuier, hulle is, jy weet, het is net een mooi tyd in die bediening, in bediening van die oesseisoen. Hulle is happy, het is, so Naomi sê vir dit, bad jou, salf jou, en trek vir jou nuwe klere aan, trek vir jou mooi klere aan, want vanaand gaan jy dorsvloer toe. Daar is instruksie wat na ons toe kom, en baie keer gaan jou ma vir jou aan sê, as jy aantrek, trek die hemp aan. En wat vir jou en my gaan random klink, het gaan klink nie, maar wat net, dis nou my beste blouse, ek kan nie die blouse nou aantrek werk toe nie, ek het dan nou, dis dan my kerkblouse, trek het net aan, want die blouse kan baie keer, die hemp, kan baie keer die nuwe seisoen in jou lewe represent, and you don't even know it. Ons het laas ek gepraat oor die nuwe seisoen wat begin, en baie keer kan ons dit lees in die geestesrelm nie. So wat ons moet doen is, daar's fynere goed wat gebeur, wat jy voel, ag man, ek wil my hare sny, ek kyk in die spieël en voel vir my, ek wil my hare bietjie kleur, want ek voel nie meer lus vir hierdie klere nie, ek wil vir my nuwe klere koop, of weet jy wat, ek wil praat met my man en sê, kan ons nie, as ons nou 25 jaar getroud is, miskien nuwe trouringe koop. Do you know what I mean? Hierdie goeders gebeur nie net, want dit gebeur net nie. Daar is significance oor wat besig is om te gebeur. Iemand wat nou hierdie program kyk, ek voel dit in my gees, ek moet dit vir jou sê. Jy en jou vrou lewe is strange van mekaar. Julle is in dieselfde huis, maar julle lewe is strange van mekaar. Julle is van bed en tafel geskei. En ek hoor die Heilige Gees sê vir my dat jy as man moet 'n besluit maak. Jy as man moet 'n besluit maak, want julle mors tyd in die lewe in. Julle mors tyd wat God vir julle wil iets doen. Julle moet by 'n besluit kom wat julle wil doen, en julle moet dit nou doen. Julle kan nie hierdie jaar, soos wat die laaste 2-3 jaar aankom, hierdie ding kom al van 2021 aan. Van 2021 af raak dinge al hoe erger. Nou by die punt is dit dat julle tolerate net mekaar. En ek hoor die Heilige Gees sê, daar's 'n koppel wat my kyk, daar's 'n man wat my volg, en wat hierdie program volg, en jy sal hierdie jaar, this is the year of double portion of grace, hierdie jaar my mens, sal jy moet 'n besluit maak. Hierdie jaar gaan jy moet vir jou en jou familie 'n besluit maak vir vorentoe, want solank 'n double-minded man is unstable in all his ways. Jou werk is suksesvol, maar dit is al wat werk. Die res van jou lewe is jy het die koers in my mens. En jy sal moet nou by 'n plek kom waar jy koers kry. And I just really feel that in my spirit to say that it's specifically to a man, as 'n man met wie ek praat. Jy moet 'n besluit maak, jy moet man staan in jou huis. Jy moet die priesterskap moet jy staan. Jy moet 'n profet wees in jou huis. Jy kan ook my sê, maar ja, ek is my mens, as jy weet met wie ek praat vandag. Daar kom 'n plek in 'n mens se lewe wat jy moet 'n drastiese besluit maak vir wat reg is, wat waarheid is. Hoe maak ek 'n besluit? Ek maak 'n besluit vir wat waarheid is. Die waarheid is, ek is nie meer gelukkig nie. Die waarheid is, dit werk nie. Die waarheid is, ek wil daar wees. Die waarheid is, ek wil dit. Ons moet die waarheid maak ons vry.
Die waarheid van die woord in my hart maak my vry. So I really believe dat die Here sê dit vir iemand. En ek glo dit. Toe Naomi vir dit sê, trek jou aan, sê sy vir, ek wil hê jy moet op koers kom, weet wat op pad is na jou toe. Ek wil hê jy moet aantrek hoe jy gaan lyk in die volgende paar jaar. Want jy kan nie die nuwe instap met 'n roukleed nie. Jy kan nie in die nuwe plek stap, die nuwe blessing stap, maar jy het hierdie ou kleed van my seun aan nie, van hierdie waaruit ons gekom het nie. Jy moet aantrek na waartoe jy op pad is. Jy moet lyk soos waartoe jy op pad is. En baie keer dan dink jy net, ek wil my hare change, of ek wil my klere change, of ek wil dit, of weet julle wat, moet ons nie maar trek, jy weet jy, die tipe gesprek, en wat jy nie verstaan is, God is besig om 'n nuwe seisoen in julle lewe te begin, en hierdie ding kan nie gebeur met jou krag, en this is why the Bible says, this is not by power, this is not by might, this is by the Spirit of the living God. So hierdie ding wat nou gebeur, wil God, as 'n God ding, as ek sê nou, as 'n God ding, die Here wil hierdie ding uit jou uitbring, hy wil 'n nuwe ding, 'n nuwe pad vir jou inslaan, hy wil hê jy moet hierdie nuwe, hy sê, kan julle dit nie sien nie, hy sê, ek wil 'n nuwe, kyk, ek doen 'n nuwe ding, kan julle dit nie sien nie, ek en jy moet sê, Here, maar ek kan nou sien, want ek voel nie met dieselfde nie, ek wil nie met dieselfde praat nie, ek wil nie met dieselfde gesprekke hê met die mense met wie ek elke Sondag tee sit en drinkie, so wanneer die Here besig is om ons te verander, dan is daar physical goed in ons lewe, wat besig is om te verander, want die spiritual gaan manifesteer, eventually gaan hy manifesteer, en hy manifesteer oor, ek sê man, ek wil nie meer hier wees, ek wil nie meer daar wees nie, weet julle wat, ek voel, ek wil my werk bedank, ek wil verder gaan leer, weet julle wat, ek wil aansoek doen vir 'n nuwe werk, maar jy dan nou net hierdie poste kry, man, ek voel ek wil gaan, jy kan jouself nie verduidelik nie, en dit is wanneer God vir ons sê, ek is besig om jou aan te spoor, ek wil hê jy moet beweeg, ek wil hê jy moet in die nuwe ding kom, want daar is soveel groter in soor vir jou, ek wil hê jy moet die wêreld gaan sien, ek wil hê jy moet jou vlerke uitsprei, jy moet move, man, my sister, jy moet move, en dit is wat die Here vir ons sê, toe Naomi vir dit sê, trek aan nuwe klere, sê sy, van my mens, trek aan ander klere, trek aan jou beste klere, is dat God is besig om 'n setup te doen. En waar jy nou gaan inkom, it requires the best. It will always require the best. So ek en jy wil baie keer te veel vra, maar nou vir wat? Nou hoekom? Hoekom nou? My mens, jy moet slag jou mond hou, kom ons hou ons monde en sê, Here, laat u wil geskied, soos wat in die hemel is, so ook in my lewe. En al stem ek nie nou met dit saam nie, help my Here om te kan doen wat u wil van my verlang. Dit maak nie altyd sin nie, dit maak nooit sin vir ons, baie keer nie, unless jy nie in 'n spirit of prophecy op jou het nie, dan kan jy goeie sien in die geestesriem, maar weet julle wat, ook baie keer het die Here jou gewaarsku, of wat hy, nie gewaarsku nie, maar he prompted you, hy het al klaar vir jou ek wil amper sê, 'n smaakie gegee, deur 'n droom, deur 'n visie, deur iemand wat vir jou gesê het, my suster, ek sien dit en daai, of jy voel in jou gees, man, iets is besig om te verander. En toe Naomi vir dit sê, trek jou beste aan, onthou net, na die aantrek, toe gaan sy dorsvloer toe, want Naomi het vir 4 instruksies gegee, 1, pad jou, 2, salf jou, 3, trek jou aan, 4, kom by die dorsvloer. Voor die 4de een in werking ingekom het, moes sy haar aangetrek het. Sy kon nie by die dorsvloer kom, waar Boas se voete, sy kon nie by die dorsvloer kom met haar roukleed nie. Because why? As Boas haar kyk, dan sien hy haar man. So wat sy gedoen het was, sy moes veranderd aankom. Sy moes, miskien is jy net bedlag by die werk, maar jy sal moet anders word met mense. Jy kan nie altyd met 'n bedlag gees by die werk aankom nie, maar jy wil 'n promotion en niemand wil met so 'n bedlag mense werk nie. Jy moet by 'n plek kom waar jou countenance change en jy die blydskap van die Here wat ons beskutting is, kom oor jou. He says, I will give you the garment of praise instead of the garment of heaviness. So ek en jy moet by 'n plek kom waar ons sê, Here, verander my mens wees, verander my lot, verander my omstandighede, verander my hart, verander my wee, verander my werke, verander my los, ek kan nie oor ander mense, begin by my. Die Bybel sê, Naomi sê van, anoint yourself en trek aan jou beste klere en dan gaan jy af na die threshing floor toe. Nadat die manne geëet het en hulle is merry, gaan lê by die voete van Boas. As hy kom, moenie vir hom laat skrik, moenie gaan lê by die voete van Boas. Moenie sonder dat jy enigiets doen, lê net daar. Weet jy, daar is so baie boodskap in daai lê, het sal daar van om klaar te kry met dit. Want daai lê beteken
want toe Boas, sy gaan lê toe by die dorsvloer. Boas kom terug, hulle het lekker gefees gevier, hy kom lê in die middel van die nag, skrik hy wakker en hy voel, maar hier's iemand by my voet, en hy vra, wie's daar? En Rut sê, maar is ek, Naomi se skoondogter. En hulle begin 'n gesprek hê, en lang storie kort, daai lê daar, sy vra vir hom, sal jy my nie toemaak met jou kleed nie? Wat sy eintlik, weet jy wat vra sy vir hom? Sy vra eintlik vir hom om te trou. Rut vra vir Boas om te trou in actual fact. Want sy vra, wil jy nie my covering wees nie? Wil jy nie jou oor my ontferm nie? Wil jy nie my legitimized within the nation of Israel nie? Dis eintlik wat sy vra. Wil jy my, as ek dit nou plat Afrikaans kan sê, wil jy my nie eg maak in die land van Israel nie? Dit is eintlik wat sy sê, in die land van Bethlehem. Want onthou, sy's 'n inkomer, sy's 'n Moabite. So sy is nie deel van Israel nie. So sy sê vir Boas, legitimize me, maak my waardig om hier te bly, basically. As ek nou in my eie woorde kan sê. Maak my, ek wil graag deel wees van julle. So sy sê, spread your garment over me, spread your wing over me, maak my toe met jou kleed. En die Bybel sê, en Boas het dit gedoen. Hy praat met haar, en hy sê vir haar, en obviously, hy weet mens al wie Rut is, en hy sê, hy vra van waar is, hy sê, ek het gehoor, dat jy kyk na jou mother-in-law, ek weet, dat jy kyk na jou skoonma, ek weet, dat jy is hier, en alles wat jy doen is waar, ek weet, I receive news, en hy vra van, waar is jou apron, het jy 'n apron saam met jou, wat is, gee vir my dit, en hy vat van die wheat, hy vat van die grain, die koringare, en hy vat van dit, en hy gooi van die beste in Rut se skoot, en hy sê van, moenie onmiddellik gaan nie, want ek wil hierdie mense moet sien, waarvanaf jy kom nie, wacht tot dit 'n sekere tyd is, dan gaan jy huis toe, maar wanneer jy gaan, moenie leehande gaan nie, en wat hy doen is, he provides for her before he's a husband, en dit laat vir my besef dat, wanneer jy jou man wat God uitgesit het, as ek dit so kan sê, die een wat die Here, die een, wat net, it's just him, it's just her, wanneer die persoon in jou lewe kom, die man, when it's really ordained by God, then that man becomes a provider before there's a physical wedding. Dat ek het weer sê, wanneer jy die man wat God in sy hart het vir jou huweliksmaat, wanneer die persoon in jou lewe kom, dan provide hy vir jou voordat daar 'n physical huweliksseremonie gebeur het. En dit beteken nie dat dinge kan verkeerd loop, want baie keer dan skei mense, en dit was jou man, en die duiwel het jou net gebesoek, die duiwel het mense gebesoek, en hulle was nie te sterk om te staan teen die aanval van die duiwel nie. So wat gebeur het is, hier gaan Naomi, en hier gaan Rut terug na Naomi toe, maar sy gaan nie leë hande nie. En Boas het aan haar belofte gemaak. Hy sê, môreoggend, daar's 'n nader familielid as ek aan jou, 'n closer relative than I am. Ek gaan môre met hom 'n meeting hê rondom julle, rondom jou skoonma Naomi en jou. En ek sal terugvoering gee. En die Bybel sê, toe Rut beweeg sy, nommer 1, sy het ingekom, maar sy het vol uitgegaan. So when she went back to Naomi, she wasn't empty-handed. Sy het nie ingekom en gesê, dit en dit gebeur nie. En die ander ding is sy het nie by Rut se voete gaan lê, because sy het ulterior motives. Sy het nie nou gelê daar met 'n ding in haar kop. No. Sy het gegaan lê op die instruksie van Israel. Sy het gaan lê op die instruksie van 'n skoonma, wat eintlik, wat ek sal, as die ding reg kyk, kan die amper sê, dis die Heilige Gees, wat Naomi, wat Rut besig is, om haar in te bring, want Rut word die great-grandmother van Jesus. So sy bring haar in, so die Heilige Gees instruk Rut, die Gentile deur Israel, Naomi, om by Jesus uit te kom, which is Boaz, the kinsman's redeemer. So ons verstaan dat sy bringe in, stadig maar seker, bring sy haar in. So sy by die dorsvloer kom, die dorsvloer is 'n storie op sy eie met dierbare. Die dorsvloer is a place of separation, en ek kan volgende week daaroor praat. Is 'n plek waar sy geseparate word van die ander mense. Sy word apart gesit. Die dorsvloer is 'n plek van separation. Die dorsvloer is waar die koring opgegooi word, en dit is waar die koring van die kaf geskei word basies.
En hier in hierdie moment in word Rut gesepareer in die geestesrelm vir 'n huweliksmaat vir Boas. En dit is die betekenis van die dorsvloer is baie baie dieper as wat ek en jy op die oog kan kyk. Is daai dorsvloer moment strek terug generasies terug en generasies voor Rut uit. So dat die dorsvloer in die moment praat van die verlede en dit praat van die toekoms. En in die moment in mense, dit is baie diep. Dit is baie 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 diep. Kom ek sê vir julle, baie keer doen God iets in jou lewe in wat jou verlede redeem en wat die toekoms vir jou oopmaak. En as ek en jy nie gaan gehoorsaam wees aan die hand van die Here nie, gaan ons die ding mis. As ons nie gaan hoor wat die Here vir ons sê nie, gaan ons in 'n plek inkom waar jy nie net jou verlede wat God wil herstel mis nie, maar jy gaan die pad wat jy moet oopmaak na die toekoms toe, kan nie toemaak deur ongehoorsaamheid. En ek wil vandag sê, as ek het mense, ek is vir die laaste vir hierdie jaar 15 jaar voltyds in die bediening. Maar kom ek sê vir julle, hierdie boodskap van Rut is lewendig. Goeders gebeur in die nou met wat die Here vir ons oopmaak. Daar kom 'n separation in die geestesrelm vir jou en vir my. En if people want to walk away from you, let them walk. Moet niemand vra om by jou te bly wat jou wil los nie. Al maak dit hoe seer, al is jy hoe disappointed, al voel dit jou hart klop uit jou bors uit, let them go. Gaan in jou binnekamer, gaan huil by die Here, maar jy staan oor dit wat God vir jou gegee het. Ons is by 'n plek van separation. Kom ek sê vir julle mense, daar's mense wat dink jy het hulle nodig. Daar's mense wat ek dink het my nodig of ek het hulle nodig. My mens, wanneer jy waarlik by die Here uitkom, dan gaan jy uitvind ek het eintlik net die Here nodig. Is al wat jy gaan uitvind. Ek het net die Here nodig. Ek het niemand anders nodig nie. So hierdie Bybel is lewendig. Dit is nie 'n boekie, dit is die lewendige woord van God. Dit is skerper as enige tweesende swaard. Dit sny deur murg en deur been. Mag die Here ons seën, mag die Here ons bewaar, mag die Here ons bring in die volheid van sy woord in hierdie seisoen en in hierdie jaar vir ons lewe. Mag die Here jou seën.